Hartlike goeiemôre, dit is Sondagoggend en dit is weer 'n nuwe dag wat die Here vir ons gegee het en ek is opgewonde, ek is pastoor Martin en saam met u in hierdie oggend net weer rondom die woord van die Here te kan sit en kuier en net om te hoor wat die Gees van God vanmôre vir my en vir jou wil sê. Ek het vanmôre 'n afwagting, ek het 'n verwagting vanmôre vir dit wat die Here vanmôre vir my en u wil sê. En ek het deur die nag met die Here gepraat en vanoggend vroegoggendure wakker geword en met die Here gepraat en die Here het gesê hier is die woord. Wat ek wil hê jy moet vir my volk sê vanoggend, al is dit oor sosiale media en ons sit nog steeds hierdie epidemie of hierdie pandemie, noem dit wat jy wil vanoggend. En ons kerke is nog toe en ons kan nie by mekaar kom nie en baie van ons ouers is nog bekommerd want die skole se openingsdatum is verder geskuif en ons weet nie wat se kant toe nie. En dinge wil net nie regkom nie, maar prys die Here. Die woord van God sê dat die God wat ek en u dien is 'n onveranderlike God. Hy's gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde en hy gaan vir ons deurdra. Halleluja. U moet net vashou aan die Here. Baie welkom en elkeen wat vanmôre na my luister of na hierdie uitsending luister, mag die Here u ryklik seën. Nou u weet nou hoe dit werk al as u nou al ingeskakel was. Ek preek nie alleen nie. U moet saam met my sê amen en halleluja en dit sommer na ons skryf en saamstem en dit maak ons sommer opgewonde as ek weet dat u saam met my preek vanmôre en ons gaan lekker hoor wat die woord van God vir ons sê. Nou u het gesien daar op die opskrif het ek gesê, waarom slaap jy nog? Of waarom slaap jy? Waarom slaap jy? Nou toe ek nou so 2 aande terug by mense gekuier het, ons 'n bietjie oor die dinge van die Here gesels en oor wat in hierdie wêreld aangaan. Ek wil u bemoedig vanoggend dat as jou vriendekring nie oor die werk van die Here gesels nie, dan wil ek amper vir jou sê, het jy verkeerde vriende. Jy moet jou bemoei met mense wat saam met jou een van gees, een van siel, een van geloof is, om saam met jou die Here te dien, want ons kan nie bekostig om in hierdie laaste dae waar ons lewe om braaivleisvuur of by vriende te kuier wat in die wêreld is nie. Ek het hierdie laaste 2 weke gesien hoe die vyand probeer om huisgesinne, huwelike, siekte, noem dit op, mense uit mekaar uit te skeer en te verwoes, maar danksy die krag van die Here en die krag van gebed kon ons in oorwinning uitstap en sê waaragtig die Here is met ons en ek is opgewonde en daar's nog mense wat ingeskakel het, baie welkom vanmôre. Daar's mense wat uit Namibië uit vanmôre praat, ag luister en baie welkom aan julle ook vanoggend. Ek wil vir ons lees daar uit Jona die eerste hoofstuk, baie bekende gedeelte. U wat die woord saam met ons het, kan saam met ons gaan lees. Daar's al Jona 1, u kan blaai daarso in my Bybel, bladsy 1155 in die 33 vertaling en ons gaan lees en hoor wat sê die woord van die Here. Ek gaan so 'n bietjie lank lees vanmôre, maar ek wil net dit doen wat die Gees van God op my hart gelê het. Halleluja. Is jy almal daar? Jona 1 vanaf die eerste hoofstuk. Ek weet ek het geskryf die 5de en die 6de vers, dis my kernvers vanmôre, maar ek wil gaan lees van die eerste vers af en hy sê: En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. En ek wil net vir 'n oomblik daar stil staan. U sal sien dat waartoe ek gaan, as jy nou geestelik saam met my is, sal jy ervaar waartoe die Gees van God is met ons vanmôre. Ons kom agter dat die boosheid van hierdie wêreld, die boosheid van hierdie land, miskien dalk die boosheid van jou familie, ek weet nie, het opgestyg voor die aangesig van die Here. Hoor baie mooi in die 3de vers. Hy sê: Maar Jona het hom klaar gemaak om Tarsis toe te vlug van die aangesig van die Here af weg, en hy het na Jafu afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar van die aangesig van die Here
af weg. Ek wil sommer dit vanmôre vir die prediker sê, mag die Here vir my en vir jou help, dat ons nie sal wegvlug van die aangesig van die Here af nie, maar dat ons by die aangesig van God sal bly en sal hoor wat die Gees van God vir my en jou sê, wat ons moet doen en waarheen ons moet gaan. 4de vers, maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. Toe word die seelede bang. Toe word die seelede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep. Kyk mooi, baie mooi, God met 'n klein letter geroep en die landing van die skip en die landing wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarom kom die skipskaptein na hom toe aan en sê vir hom, wat maak jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê dit vir mekaar, kom en laat ons lood, dan sal ons weet om wie se onwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het gelood en die lot het op Jona geval. Tot sover. Net daar waar hy is, kom ons bid gou saam. Hemelvader, baie dankie hierdie oggend, Here, dat ons die naam kan loof, prys en eer. Here, dankie vir die woord wat ons kan lees en weet, Here, U altyd deur 'n woord vir ons. Here, ek bid hierdie oggend dat U met ons sal wees, met my sal wees, Here, dat ek niks meer of niks minder sal sê nie, maar net dit wat U op my hart gelê het, Here. En ek bid nou vanoggend vir elkeen wat luister en waar die boodskap ook mag geshare word of uitgaan reg oor die lengte en breedte van Suid-Afrika of oor die wêreld, Here, dat dit mense harte sal aanraak, Here, met dit wat U wil sê, Here. Dankie vir die genade, dankie vir die liefde. Here, ek kan niks meer of minder sê nie, maar Here, ek vra vanoggend dat die Heilige Gees my sal lei, bid ek in Jesus naam. Amen. Ja, ons lees van Jona, en u ken die gedeelte van Jona. Ek dink u sal weet as u nou in 'n Afrikaanse kerk was, ons al so baie keer gesing van Jona. En in die sonneskool geleer van Jona, Jona wat moes gaan preek het na Nineve en hy was ongehoorsaam aan die Here en hy het na Tarsus gegaan. Maar baie, daar's twee dinge wat my opvallend is wat Jona doen. Nommer 1, hy gaan af na die skip toe. Hy gaan eens af na die skip toe om weg te kom van die aangesig van die Here. En dan die tweede ding wat hy doen is, hy gaan af na die skip se buik toe, na die rond van die skip toe, om aan die slaap te gaan raak. Tweede maal gaan hy af om weg te kom van die aangesig van die Here. En ek wonder baie keer, hoeveel ons ook nie as die Here vir ons 'n woord gee, of ons ook nie daar probeer wegkom van die aangesig van die Here af nie. Nou Jona se idee en Jona se plan was eintlik, of sy hoop wat hy gehad het, is dat die Here Nineve sou verwoes, want hulle was vol sonde en ongeregtigheid en hulle het nie gedoen wat die woord van God sê nie. En die woord, ek het so 'n bietjie gaan nalees van waar Jona was en waar Nineve was plus minus ongeveer 800 kilometer ver van hom weg, en daardie jaar het hulle maar te voet gereis, so dit sou omtrent 'n volle 3 of 4 dae se dagreise gewees het om by Nineve aan te kom. Maar Jona besluit toe om na Tarsus toe te gaan, op 'n skip te klim, wat baie verder is as wat Nineve sou gewees het om weg te kom van die aangesig van die Here. Nou in daardie jare was hulle kennis nie so baie groot nie, en Tarsus was basies die verste punt wat hulle geweet het of nog van geweet het om weg te kom van die Here af, of om weg te kom, die verste punt waartoe jy kon reis in daardie jare. En Jona besluit, as hy net by Tarsus kan uitkom, dan kan hy wegkom van die aangesig van die Here af, want die Here het dit hard op sy hart gedruk om hierdie boodskap, hierdie evangelie van Christus te gaan verkondig en vir hulle te sê, as hulle self nie bekeer nie, sal hulle sekerlik sterwe. Sal die Here hulle verwoes. En Jona wou nie hierdie boodskap gaan preek, want Jona was bang
dat sou hy die boodskap vir hulle gee en die hand van die Here dalk inbeweeg, dan sou hierdie hele groot stad tot bekering kom en hulle verootmoedig voor die Here en hulle saak met die Here regmaak. En dit was nie Jona se idee of sy oplossing nie. Hy wou gehad dat God moes die stad verwoes. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, en ek het dit al so baie keer vir mense gesê, dat my wil en jou wil is die teenoorgestelde of heeltemal anderster as die wil van God. God se liefde, dit wat God vir my en jou het, is baie meer as wat mense vir my en jou kan gee. En ons kom in 'n situasie wat ons wonder, Here, wat se kant nie. En ek dwaal so 'n bietjie af van wat ek eintlik wil sê, want die Here my hart gelê, maar ek weet nie hoekom die Here my hierdie kant toe lei nie. Maar ons moet versigtig wees, dat ons nie teen God werk nie, maar saam met God werk. Saam die evangelie verkondig en die uitstekende hand, of hoe kan ek sê, die uitreikende hand van God wees. Om uit te gaan na mense toe wat God nodig het. En soos ek vroeër gesê het, in die laaste 2-3 weke, kom ek agter hoe die vyand besig is om mense se huwelike en se huisgesinne, en maak nie saak wat dit is, uit mekaar uit te skeer. Juist die rede, omdat die regering van die dag dit reg gekry het om die kerk toe te maak en om die stem van die Here stil te maak in baie gevalle. Ek wonder hoeveel van ons predikers en leraars is regtig besig op sosiale media of regtig besig met WhatsApp of noem dit wat jy wil, Telegram, daar's soveel dinge deesdae vandag, maar dit maak nie saak nie. Ek wonder hoeveel van ons predikers is regtig besig om die ware evangelie van Christus te verkondig reg oor die wêreld en te sê, bekeer jouself. Maak jou saak met die Here reg, want ons lewe in tye waar die ongeregtigheid van hierdie wêreld voor God se aangesig gesoek het en God wil sy mense red. En ek, sowel as u, is baie maal self skuldig daaraan om dalk te dink dat die Here moet die regering van die dag straf. Die Here moet dalk die president straf. Die Here moet dalk my medebroer of my medesuster straf, want hy wil nie klaar kry met sy ongeregtigheid nie. Dit sal beter wees as die Here hom verwoes of wegvat. En ek kan maar amen sê vanmôre, want so baie keer kom ons in gesprekke en ons is so negatief oor wat in hierdie land aangaan, wat in hierdie wêreld aangaan, en al hierdie rumors, kan ek maar sê, verskoon die Engelse woord, wat rondgaan oor die vaksin wat daar is, en die negativiteit en die neeweffekte, en wat alles het behels, en die boodskappe gaan uit, en daar is soveel negativiteit, elke keer as daar 'n antwoord daar kan wees, is daar 'n negatiewe antwoord. En ek het die deel self in hierdie gesprekke partymal, en dan weet ons nie wat om te doen nie. Maar die antwoord is om te gaan en gaan vertel dat Jesus red nog en genees nog en hy doop nog met sy gees, halleluja. En as jy vanmôre sal op my stem sê amen of spring op daar in die huis en begin die Here loof en begin die Here prys, want that's the kind of God that I serve. Hy's daar as jy hom nodig het. Hy's 'n oproep ver. Ek luister vanoggend 'n lied wat Jimmy Swaggart hulle sing. Hierdie woorde van die, of gedeelte van die woorde van die lied sê, jou heil, jou gebed, jou versoek aan God, het God wakker gemaak om na jou te luister. Sê dit dat God in die slaap is? Nee, 1000-mal nie. Maar die feit dat jy aanhou roep en aanhou bid om God se aandag te kry, begin God se hart roer en God se hand in beweging bring, halleluja. Maar Jona, ek is terug by Jona, maar Jona kry 'n woord van die Here af. Prediker, dominee, pastoor, leraar, profeet, noem die name maar op. Het jy vanmôre 'n woord van God gekry? Of is jy besig om weg te vlug van dit wat God wil hê jy moet doen? En nou kan ek dit so 'n bietjie verder vat. Kind van God, jy wat sê jy's 'n Christen, jy wat elke oggend bid, het jy 'n woord gekry om dalk vir jou buurman te gaan vertel dat hy moet klaar kry met sy ligsinnigheid en terugkom by die Here?
Of vlug jy weg? Gaan jy eerder dorp toe? Ry jy eerder 'n draai? Of sluit jy eerder self in jou huis toe? Want die woord wat God jou gegee het, is te swaar om oor te leer. En Jona besluit toe, hy gaan nie na Nineve toe nie. Want hy eerder weg beweeg van die aangesig van die Here. Ek wil vir jy iets sê vanmôre. Jy kan maar hardloop so ver as wat jy wil. Jy kan maar vlug so ver as wat jy wil. Jy kan maar wegkruip in jou huis so ver as wat jy wil. Maar hierdie woord van God sê vir my, hy's 'n alomteenwoordige God. Hy's oralste. Jy kan nie van God se aangesig af weghardloop nie. As God vir jou woord gegee het om vir iemand te gaan gee, dan moet jy daardie woord gaan gee. Jy kan nie vanmôre van God af wegvlug nie, want hy's 'n alomteenwoordige, heilige God vanmôre. Halleluja. Ek hoop is nog gemaklik vanmôre. Maar Jona vlug weg van God af. En die woord van die Here sê God het 'n wind gestuur oor die see. En ek dink hierdie mense wat op die skip was, die kaptein van hierdie skip, is dit die eerste maal, dis nie die tweede maal, of dis nie die derde maal wat hy na Tarsus toe gaan nie. Hierdie is mense wat die see geken het. Hierdie is mense wat die roete geken het. Hierdie is mense wat nie eens God aanbid het, hulle eie gode aanbid sê die woord van God. Maar dit was nie die eerste maal wat hulle na Tarsus toe gevlieg het nie. Of verskoon tog, na Tarsus toe gevlug het nie. Miskien is daar mense wat vandag dalk wegvlieg van die aangesig van die Here af. Maar die woord van die Here sê, toe daar in Jimmy Swaggart se studiebybel gaan lees, en 'n ander studiebybel wat ek het, sê hulle Tarsus was min of meer aan die kus van Spanje, soos ons het vandag geklink, en waar Jona was. En daardie jare het hulle gedink, dis die uithoeke van die aarde, die verste punt, wat op daardie tyd 'n mens kon reis per skip. Die storm kom, en dis 'n wind wat God stuur. Luister baie mooi na die woord van die Here. En as jy saam met my luister in die Gees, gaan jy weet waartoe die Gees van God op pad is. Hy vlug weg van die Here af. Nou, en God stuur 'n wind. Ek wil vandag vir elkeen van u sê wat luister na die woord van die Here. Hierdie epidemie waarin ons sit, is dalk 'n wind wat God gestuur het. En die wêreld vind homself in 'n storm. En hulle probeer 'n oplossing soek. Hulle probeer, hulle wonder, hoekom en waarom en wie is die persoon of wat is die rede hoekom hierdie storm hierdie wêreld getref het. Maar iewester het iemand of iets aan die slaap geraak. En ek gaan 'n stelling maak en miskien gaan ek baie oproepe kry. Miskien gaan mense my vra, kom sê ek die stelling. Maar hoor baie mooi die woord van die Here. Die kerk van die dag, met hierdie lockdown, en hierdie virus wat gekom het, en alles wat gebeur het, het die kerk aan die slaap geraak. Want hulle het 'n woord van God af gekry. Ons het 'n woord van die Here af. Prediker, luister baie mooi. Ons het 'n woord van God af om te gaan vertel dat Jesus is nog die groot geneesheer. Hy is die een wat verlos. Sy bloed red nog die vuilste sondaar. Sy bloed kan nog steeds die siekte wegwas vanmôre. Ons het nie nodig vir 'n vaksin nie. Ons het nie nodig vir slim dokters. Ja, ek dank die Here vir dokters wat slim is, wat kan help met medikasie en wat hierdie kennis het. Maar ons het dit nie nodig vir môre nie, want die woord van God sê, daar's net een geneesheer en sy naam is Jesus Christus. Halleluja. Sy naam is Jesus vanmôre. Hy is die een wat ons nodig het. Maar die kerk het aan die slaap geraak. Kerk se deure staan toe vanmôre. Hoeveel mense sit by die huis?
Hoeveel mense het gemaklik geraak met die rede dat hulle by die huis kan sit. Ek het dit Nuwejaarsdag by die vakansieoord waar ons was vir die mense gevra. Wie hou van COVID? Wie hou van hierdie lockdown? Dat enkele mense sommer net so uit 'n grap uit hulle hande opgesteek en sê ja, ons hou daarvan. Ek maak die volgende stelling, sê ja, want julle wil net by die huis bly. Julle wil nêrens heen gaan nie. Of julle wil nie terug gaan werk toe nie. Maar kind van God, is dit nie dalk so dat die eklesia, die uitgesoekte volk van God, die sogenaamde kerk van God, maar ek praat nie vanmôre van 'n kerkgebou nie, ek praat nie van 'n denominasie vanmôre nie, ek praat vanmôre van my en van jou vanmôre, wat die waaragtige kerk van God is. Dis ek en nie wat in die slaap geraak het, wat in ons huise toegesluit is, wees 'n epidemie wat in die wêreld sit, wat nêrens rond beweeg nie. Ons gaan met maskers om, ons kan nie eens die woord van God verkondig daar buite nie, want ons moet maskers dra, en mense kan ons nie eens hoor wat ons van hulle wil sê nie. Maar ek dank die Here vanmôre vir 'n werkgewer soos my werkgewer, wat in die oggende kom en sê, ons sal die Here loof, ons sal die Here prys, ons sal in die oggende godsdiens hou, ons sal die woord van God lees, en ons sal saam bid voor ons begin werk. Dank die Here vir 'n media wat hy geskep het, 'n platform waar ek op vanmôre kan staan, en sê, so sê die Here van die leerskare. Die kerk het aan die slaap geraak. Wat gaan ek en u omtrent dit doen? Of vlug ons weg van die woord van die Here af? Wat gaan ons maak? Wat gaan ons sê? Of gaan ons wag totdat die Here ons wêreld in 'n storm indruk voordat ons luister? Hoor baie mooi wat gebeur. Dan die 6de vers, en hy sê daarso, daarop kom die skeepskaptein na Jona toe aan en sê vir hom, wat bekeer jou dat jy so vas slaap? Ek wil vanmôre vir die kerk van die Here sê, wat bekeer jou vanmôre dat jy so vas aan die slaap geraak het, dat jy eers meer die stem van die Here hoor, of die stem van die Heilige Gees hoor, wanneer hy met my en met jou praat vanmôre nie. Wat bekeer jou vanmôre? Wat bekeer jou? Hy sê die volgende, hy sê, staan op, roep tot jou God met 'n hoofletter. Ek wil hê jy moet verstaan, dat miskien is daar die wêreld wat na die kerk toe kom, daar's mense wat na die pastore toe kom, daar's mense wat na die dominees, predikers, noem wat jy wil toe kom, en sê, help my vanmôre, help my vandag, my familie is besig om uit mekaar uit te skree, staan op vanmôre, en roep tot jou God vanmôre, want miskien, as jy tot jou God roep, sal ons verlos van hierdie epidemie. Die wêreld daar buite skree uit vanmôre, roep tot jou God vanmôre, jy wat aan die slaap is. En ek wil Engelse terme gebruik vanmôre. What a slap in the face vir die kerk van die Here vanmôre, wat aan die slaap is, terwyl 'n verlore gaande wêreld daar buite roep en sê, roep tot jou God, jy wat die antwoord het, of die antwoord ken, roep tot jou God. Wat bekeer jou vanmôre? En ek ervaar God se Gees hier waar ek staan môre. Wat bekeer jou vanmôre? Dat jy so vas aan die slaap geraak het. Ek ervaar die Gees van die Here vanmôre. Ek wil vir jou sê, kind van die Here, jy wat moet uitgaan om die evangelie van Christus te verkondig. Wat bekeer jou, vra die Gees van God vir jou vanmôre, dat jy so vas aan die slaap geraak het? Halleluja. Wat bekeer jou vanmôre? Waarom is jy in die slaap vanmôre? Hoekom moet die wêreld na jou toe kom en sê, roep tot jou God, as jy weet, dat in jou binnekamer is daar waar 'n kommunikasie tussen jou en God is, en waar jy nuwe krag kry, as jy voel as jy swak word. Wat bekeer jou vanmôre? Wat bekeer jou vanmôre? As jy vanmôre sê, jy's 'n kind van God volgens.
Hy sê daar verder. Hulle het toe by mekaar gekom en gesê, kom ons loot. En die loot het op Jona geval. Ek sien in my gees, hoe daar 'n geestelike loot is vanmôre. Wie weet of die loot vanoggend op my of op jou val vanmôre. En ons dalk in ons comfort zone waar ons sit, verskoon die Engels vanmôre, waar ons comfort zone sit, en ek gaan vanmôre net praat, soos wat die Heilige Gees my lei. Jy sit dalk vanmôre in jou comfort zone, en die wêreld kom na jou toe, en gooi jou so 'n bietjie uit jou comfort zone uit, en gooi jou so 'n bietjie oorboord, en sê vir jou, roep tot jou God vanmôre, want jy is vanmôre die oorsaak, dat jy die wêreld verlore gaan, want jy bid nie meer soos wat jy gebid het nie, jy lees nie meer jou woord soos wat jy gelees het nie, jy profeteer nie meer soos wat jy geprofeteer het nie, jy verkondig nie meer die woord soos wat jy verkondig het nie, jy het in die slaap geraak, en die Gees van God vra vanmôre vir jou, wat bekeer jy vanoggend? Want jy sien, dit is baie maklik om agteroor te sit, want die kerkdeure is gesluit, en ons radikabel onder mekaar, die leraars en die dominees en die predikers en almal radikabel onder mekaar, wat gaan ons doen met die epidemie? Wat gaan ons maak om ons kerke weer oop te kry? Wat gaan ons maak om ons mense weer mekaar te kry? Want helaas het tot God gebid en weer 'n antwoord van God af gekry. Die woord van die Here sê, wat bekeer jou vanmôre? My opskrif sê vanmôre, waarom slaap jy nog? Waarom het jy in slaap geraak? Waarom verkondig jy nie meer die woord van God nie? Waarom het jy skaam geraak? Waarom het jy teruggetrokke geraak om te vertel dat jy's 'n kind van die Here? Jy dra nog dieselfde krag wat God vir jou gegee het. Jy het nog steeds die gawe van God om jou hand op die siekes te lê en hulle sal gesond word. Maar nou dan ons baie redenasies daar buite. Ag, weet jy wat, pastoor? Ons dra met jou maskertjie. Ag, weet jy wat, pastoor, ek vandag al so baie gesanitiseer. Mense maak al grappe oor hierdie storie. Ek hoor nou die dag 'n ander grap wat iemand vertel het, of 'n stelling wat iemand gemaak het. Hy sê hy het al so baie sy hande gesanitiseer. Hy kan alweer die kripnotes sien wat hy matriekklas op sy hande geskryf het. Soms so 'n tong in die kies gesê. En ons lag daaroor. Dit is baie snaaks. En ek weet selfs, ons praat baie oor hierdie sanitize en ons nou self veilig gaan. Ek sê nou nie, jy moet nou sonder 'n masker gaan rondloop en jou nie sanitize. Dis nie wat ek sê vanmôre nie. Al wat ek vanmôre sê, ons moet nie bygelowig raak nie. Ons moet nou nie die masker, ons stilhou nie. Ons moet nou die sanitize, ons weghou van die heerlikheid van die Here af, wat nog steeds jou kan red en jou kan genees nie. Sien die groepe waarop ons is, en die groepe waarop ek is, en die geestelike groepe, hoe die boodskap wat daagliks deurkom, asseblief broeders, bid vir my ma, bid vir my pa, bid vir my man, bid vir my vrou, bid vir my kinders, want hy het COVID gekry. Jy sien, en dan luister ons na 'n president, wat vir ons sê as jy na 'n begrafnis toe gaan, it is a death trap. Die kerk hou die begrafnis. En hy maak 'n stelling, en hy sê 'n begrafnis is 'n death trap. Inteendeel, wil ek vir jou sê vanmôre, as jy 'n kerk is vanmôre wat die Here Gees en waarheid dien, is jy nie besig met 'n death trap nie, maar jy is besig met 'n ewige lewe om te verkondig dat Jesus red nog en genees nog en hy doop nog met sy Gees. Maar geestelik het ons gesterwe. En ons is bekommerd wat môre en oormôre met ons land gaan gebeur. Ons is bekommerd oor wat die dag van môre vir ons sal inbring. Ek vra vanmôre, wanneer laas was jy in jou binnekamer gewees, die woord van God bestudeer en tot God geroep en vir Here gevra, Here, wat se woord U vanmôre vir my, dat ek kan uitgaan in 'n donker wêreld, 'n wêreld wat se sonde voor God se aangesig gestyg het, en dat God vir my en vir jou woord kan gee om te gaan vertel
dat Jesus red nog, en genees nog, en hy doop nog met sy Gees. My vraag is vanmôre, wat bekeer jou vanoggend? Ek wil amper sê, die Heilige Gees vra vanmôre, vir my en vir jou vanmôre, wat bekeer jou vanoggend? En jy sê nou prediker, die praat baie maklik, jy ken nie my situasie nie, jy ken nie my omstandighede nie. Ek moes self voor God gaan buig. Sê, Here, vergewe my, dat ek dalk 1 of 2 keer of 3 keer dalk teruggehou het en omgedraai en weggestap het van mense af, vir die Here vir my gesê het, gaan vertel vir hierdie mense, dat Jesus red nog en genees nog, en doop nog met sy Gees. Ek moes baie keer wegstap van 'n geselskap af, in plaas daarvan om te sê, tot hier toe nie verder nie, want die God wat ek dien, is 'n ewige God. Die God wat ek dien is 'n God, wat hierdie virus kan wegvat. Die God wat ek dien vanmôre is by magte om hierdie wêreld te verander. Die God wat ek dien is by magte om jou van jou ongeregtigheid te vergewe. Die God wat ek dien is die God wat gebloei het op die kruis van Golgotha, sodat ek en jy vanmôre kan vry wees. Ek moet self vir die Here jammer sê, dat ek my rug op God se woord gedraai het. Wat bekeer jou vanmôre? Wat hou jou terug vanmôre om hierdie woord af te lewer? Wat bekeer jou vanmôre om weg te vlug van dit waartoe die Here jou gestuur het? Wat bekeer jou en my vanmôre? Baie ernstige woord wat God vanmôre vir ons sê. Maar hoor baie mooi. Ek wil dit by u aandag bring vanmôre wat God op my hart gelê het, en daarmee gaan ek afsluit vanoggend. Hierdie skipskaptein, hy sê daar in die 5de vers, is dit baie mooi. Nadat Jona afgegaan het na die skip toe, nadat Jona afgegaan het na die romp toe, nadat Jona afgegaan het na die sykant van die skip toe, 3 maal gaan hy af. En die Heilige Gees maak hom nou attent vanmôre, hoor baie mooi die woord van die Here. Toe Jesus met Petrus praat voor hy gekruisig is, toe sê Jesus vir Petrus, voorwaar, ek sê vir jou, voordat die haan sal kraai, sal hy my 3 maal verloon het. Jona verloon die Here 3 maal, hy gaan af na die skip toe, 1ste maal. Hy verloon hom 'n 2de maal toe hy afgaan na die skip se byt toe. Hy verloon hom 'n 3de maal toe hy na die kant van die skip toe gaan, nog verder af van die skip afgaan. En hy gaan raak in die slaap, om weg te kom van die aangesig van die Here. En hoeveel maal sal ek en u die Here verloon vanoggend? Die 5de vers, luister baie mooi, en ek gaan begin klaarmaak. Toe word die seeliede bang, dit is die skeepsmanne. Hulle elkeen het tot sy God met 'n klein letter geroep, en hulle die landing van hulle skip afgegooi. Hulle het geroep na hulle verskillende gode. Sien ons nie reg oor die wêreld hoe mense na hulle God roep, met 'n klein letter, om te verstaan of dalk uit te vind, wat is die rede, hoekom hierdie wêreld so 'n epidemie is nie. Maar hierdie skipskaptein, alhoewel hy sy eie God het, wat hy aanbid het, nie die God wat ek en u dien nie, nie die God wat Jona dien nie die God wat Jona gestuur het, nee, maar God met 'n klein letter het ook gebid en gevra, help ons, red ons skip gaan vergaan. Maar hy stap af na 'n man van God toe. Hy stap af na die kerk toe. Hy stap af na die eklesia toe, die uitgesoekte volk van God. Ek en u wat sê as kinders van die Here, ja, ons wat sê, ons het die antwoord. En hy stap af na hierdie persoon toe, en hy sê, staan op vanmôre, word wakker, wat bekeer jou vanoggend? Hy sê, staan op, luister baie mooi. Hy sê, roep tot jou God met 'n hoofletter, met 'n uitroepteken. Hy sê, roep tot jou God vanmôre.
Met erkenning daarin, terselfdertyd, dat die God wat hy aanbid, het nie 'n antwoord vanmôre nie. Die afgode het nie 'n antwoord vanmôre nie. Ek kan dit opnoem vanmôre, al die afgode waarmee die wêreld besig is. Ek wil dit so vanmôre sê, soos wat God se Gees op my hart lê, jou drankprobleem is nie jou antwoord vanmôre nie. Jou rykdom is nie jou antwoord vanmôre nie. Jou dokter wat jy ken, wat hooggeleerd is nie jou antwoord vanmôre nie. Jou pastoor aan wie jy vashang vanmôre, is nie jou antwoord vanmôre nie. Dalk groot name in die pastoorbedryf of in die evangeliebedryf, en ek kan name opnoem soos Jimmy Swaggart en al hierdie ouens, is nie jou antwoord vanmôre nie. Alhoewel hulle die woord van God verkondig, maar die naam waaraan jy vashou, die bekende naam, is nie jou antwoord vanmôre nie. Die dinge waarmee jy mee besig is, die ongeregtigheid waarmee jy besig is nie jou antwoord vanmôre nie. Maar hy sê, roep op jou God met 'n hoofletter. Die God wat hemel en aarde gemaak het. Die God wat hierdie aarde in sy handpalm vashou. Wat weet van elke stap en elke tree, wat elke persoon gee, wat die hare op elkeen van ons se hoof ken, die hoeveelheid hare wat ons het. Die God wat vanmôre elke hartklop van elke mens laat klop, die een wat as jy rustig slaap in die aand, wat jou asemhaling kan tel vanoggend. Dis die God wat vanmôre die antwoord het. Hy sê verder, miskien sal die God, die koppelteken, die God, nie net God nie, maar die God wat jy aanbid, hoofletter God, aan ons dink vanoggend. Dalk sal hierdie God aan ons dink in hierdie wêreld waar ons sit, in hierdie epidemie wat ons sit vanmôre. Dalk sal die God, of miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Halleluja. Die woord van God af vanmôre. 2 dinge vanoggend en dan maak ek klaar. 2 dinge vanmôre. Die Gees van God sê vanmôre. En of ek sê dit vanmôre onder leiding van die Heilige Gees. Wat die Here dalk 2 dae op my hart druk. Jona 1 vers 6 B gedeelte. Wat bekeer jou dat jy so vas slaap? Wat bekeer jou dat jy so vas slaap? En dan die C gedeelte. Staan op. Roep tot jou God vanoggend. Staan op en roep tot jou God vanmôre. Mag die Here vanoggend vir my en vir jou die krag gee om weer op te staan en te sê, so sê die Here. So sê die woord van God, dat jou antwoord lê nie by 'n huweliksberader nie. Jou antwoord lê nie by 'n kopdokter vanmôre nie. Jou antwoord lê nie in jou finansies vanmôre nie. Jou antwoord lê nie by jou bank vanmôre nie. Jou antwoord lê nie by jou dokter vanmôre nie. Jou antwoord lê nie in 'n vaksin vanmôre nie. Hoor mooi die woord van die Here Suid-Afrika. Jou antwoord lê nie in 'n vaksin vanmôre nie. Jou antwoord lê nie in dokters en mense wat besig met allerlei biologiese toetse nie, maar jou antwoord lê vanmôre by die God wat hemel en aarde gemaak het. Halleluja. En ek moet amen sê. Dit het tyd geword, kerk van die Here, predikers, leraars, tyd geword, dat we terugkeer na die God van alle eeue toe, die God van Abraham, Isak en Jakob. Dit het tyd geword, ons terugkeer na die kruis van Jesus toe, om weer by die voete van God uit te kom. Ons neer te buig voor 'n almagtige God en vir God te vra, wat is die antwoord? Wat is die woord van God wat ons moet uitdra na 'n donker, verlore gaande wêreld toe? Ek en u vanmôre. En terwyl u luister na hierdie woord wat ek vir u sê, staan op baie gevaarlike grond vanmôre. U staan op heilige grond vanmôre. Ek dink terug aan Moses wat weggevlug het ook. Na die agterkant van die woestyn toe, wees dit wat hy verkeerd gedoen het.
Maar God kom na hom toe in 'n brandende bos wat nie kan uitbrand nie, weens die heerlikheid en die krag van God se teenwoordigheid. En hy praat met Moses en hy sê vir hom, trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Ons aanbid 'n heilige God vanmôre. Net so kom God vanmôre en sê, jy staan op heilige grond. Jy wat hierdie woord hoor vanmôre, het 'n werk om te doen. Jy moet uitgaan en gaan vertel dat Jesus red nog en genees nog en hy doop nog met sy gees. Jy het 'n woord om te gaan verkondig dat ons antwoord lê nie in allerlei dinge in hierdie wêreld nie, maar ons antwoord lê by Jesus Christus. Want hy sê in sy woord, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Ons moet deur Jesus bid vanmôre tot die Vader. Ons moet by God se seun uitkom vanmôre en tot hom bid en hy sal vir ons instaan by die Vader vanmôre. Halleluja. Ek sluit af vanmôre. Ek maak klaar, ek voel die Gees van God gesê, ek het genoeg gepraat vanoggend. Klaar gepraat vanoggend. Gaan in met hierdie dag. En hierdie week wat voor lê. En gaan doen 'n bietjie selfondersoek vanmôre. Of in hierdie dag, of dalk wanneer jy na hierdie boodskap luister. Gaan doen 'n bietjie selfondersoek vanoggend. En vra jouself die vraag af. Wat is dit met my vanoggend, prediker? Dat ek so in die slaap is, so vas in die slaap is, terwyl daar 'n storm is wat woed daar buite. Wat is dit vanmôre met my? Dat ek so vas slaap, terwyl daar 'n storm is. God wil mense red. God wil mense uit hulle situasie uitred vanoggend. Maar hoekom is ek vanmôre so in die slaap? Gaan stel selfondersoek in vanmôre. Kom ons bid saam. Halleluja. As u saam in hierdie gebed wil wees, net al waar u is. Sê Here, hier is ek vanmôre, dalk het ek aan die slaap geraak. Dalk ek geestelik aan die slaap geraak. Here, vergewe my vanmôre. As u saam in hierdie gebed ingesluit wil wees, net daar waar u is, net daar waar u luister, sluit die oë, lig jou hande op, sê Here, hier is ek vanmôre. Halleluja. Hemelvader, Here, ek het gedoen wat u gesê het vanmôre en ek het die woord net gebring soos wat u gesê het ek moet bring, Here. Here, dit is nie altyd lekker om met die kerk te praat. Dit is altyd lekker om met die kinders van God te praat wanneer so 'n woord uitkom en sê, wat makeer jou dat jy so vasslaap, Here? Here, ek bid. Here, staan dalk baie keer self skuldig in dit en ek het vanmôre vroeg dit met u uitgeklaar en sê, Here, vergewe my. Dat ek dalk kere aan die slaap was waar ek die woord van God moes verkondig het. Maar Here, ek het vanmôre gedoen wat u gesê het en hierdie woord gebring net soos wat u dit op my hart gelê het. En ek bid vanmôre, Here, dat elkeen wat dalk vanmôre voel, dalk het ek geestelik aan die slaap geraak, dalk het ek geestelik verkoud, dalk het ek nie gedoen wat God wil hê ek moet doen nie. Here, ek bid vanoggend dat julle sal aanhou met groot krag vanmôre en hulle weer sal opstaan en tot u sal bid, Here, en nuwe krag sal ontvang om te gaan, om te doen wat u wil hê hulle moet doen vanoggend. Here, dat ons nie 'n verskoning sal uitdink vanoggend nie. Of dat ons nie ons aangesig vanmôre van elf sal wegdraai vanoggend nie, maar dat ons, Here, in hierdie dag by u sal bly en by die voete sal kom en sê, Here, stuur my. Stuur my, Here. Dat ons weer die volle wapenrusting van God sal aantrek. Ons hart weer in lyn met God se hart sal kry. Dat ons God se hart sal dra vanmôre en sal sê, so sê die Here, Here. Here, dankie dat u ons vanmôre attent maak, Here. Dat ons dalk geestelik verkoud het en dalk geestelik aan die slaap geraak het. Maar Here, ek bid vanmôre dat hierdie woord sal uitgaan. Here, dat mense dit sal share reg oor die lengte en breedte van Suid-Afrika of reg oor die wêreld. Dat ons net weer sal opstaan en tot ons God sal roep, sodat u vanmôre, Here, 'n verskil in hierdie dorp, in hierdie land, in hierdie wêreld sal maak, maar ook, Here, in ons huisgesinne en in ons eie hart, in ons eie lewe. Ek bid dit in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Baie dankie dat u vanmôre saam met ons gekuier het en saam met my gekuier het rondom die woord van die Here en saam met Profile Ministries gekuier. Ek vra vanoggend dat u die boodskap sal share, sê dat dit oralste met die vriendekringe en dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor Profile Ministries nie. Dit gaan oor die ware woord van God vanmôre. Dat ons sal besef ons is in 'n tyd waar ons moet wakker word en die evangelie verkondig
Dis my werk en dis u werk vanmôre, dis die kerk van God se werk vanmôre. Nie die gebou wat toe is vanmôre nie, maar dis ek en u se werk om te gaan verkondig. En sê dit vanmôre en mag die Here u ryklik seën die week wat voorlê en tot ons weer met mekaar praat, mag die Here met u wees. En ek bid God se seën elkeen van die 11, Psalm 23 vers 6, dat net goedheid en guns u sal volg al die dae van u lewe. Mag die Here u vanmôre seën. God bless you.